Dit is my groot voorreg om Jean aan julle voor te stel. Ek dink julle ken hom nou almal uit die redelike lang en stormagtige geskiedenis wat hy in die media gehad het. Wel, dat ek het so stel, sedert hy met die kerk eerstens betrokke geraak het. Ek onthou na die hele kwessie van Kruiskerk en al daardie dinge wat ook in die boek ter sprake kom. Maar voordat Jan sê vir ons, waar is hy gebore? Reins, die Vrystaat. Waar het jy matrikuleer? Pretoria, C.R. Swart. En toe is jy daarna? Pretoria Technikon, journalistiek gesoek. En sy eerste pos was by? Hoofstad. En jou eerste redakteur was? P.G. Du Plessis. En die tweede ene? Ja, nee. Harold Pakenburg was ook geen van my redakteurs, maar hy was nie die tweede ene, maar hy was ook later een redakteur geweest. En dit is waar hy sy soort van, as ek nou mag sê, dink ek, blootstelling gekry het aan kritische journalistiek. Wat my, en ek eindelijk by punt, en dis bietjie van 'n ander angle om oor die boek te praat, maar kom ons praat net vinnig eens oor die boek, want ek wil dit net geparkeer vir 'n oomblik. Jean, net weer baie geluk met die boek. Ek dink dit doen verskriklik goed sover wat ons nou weet. Het jy enige syfers op hierdie stadium wat jy dink? Ja, ek het die moet Meld Meiburg gesels in boek. Ek moes maar die boekmarkt is nie wat hy moet lees nie, maar Penguin is baie gelukkig. Dit is 4000 se druk en as amper 2000 verkoop wat volgens Penguin baie goed is en hy sê die verdekkers moet baie die nuwe boeke kyk jy begin met 'n haai en dan loop hy af en gelukkig loop my boek redelik konstant. Ja, en Jean is nie bedeel met nederigheid wat 'n duiwelse oorkussing is nie en daarom bemark hy ook baie goed sy boek op Facebook en ander sosiale media wat ek dink skaamtelose selfpromosie. Ja, daar is en daar is daaroor self nie skaamteloos om dit te doen nie. Maar ek bedoel dit is nou ek dink tog daarvan ook te danke dat die boek baie goed verkoop en jy nou al 2, dis die derde gesprek wat jy nou het. Daar is nog 2 nie vir uitsig en dan by die prompt uit gaan hy waarskynlik ook volgende maandag aand met 'n opname op die is dit direk verskyn waarskynlik in verband met Dominitini se nuwe film. Wat is die film se naam? Dominitini. Nee, Jean, wat het vir ons kant baie geluk met hierdie skryf. Ek vat nou daai ding wat ek geparkeer het weer terug en ek bring dit na die konteks van die ontstaan van hierdie boek. Wat jou skeiding met die Bybel Media tydskrifmaatskappy Kerkbode was. Daardie tyd toe Jean afgedank is, meer afgedank is en al sy goed gekonfiskeer is. Dit was 'n baie ontstellende tyd in die geskiedenis van diegene wat naby dit betrokke was in die kerk. My gebel op pad van die kantoor af en gesê dat ek net al my goed gevat, my laptop en alles, en gesê moet die gebou verlaat. En dit was 'n verskriklike, ek kry nou hoendersvel as ek weer daaroor dink, ongeluk geweest. En ek het net gedink toe, ja, al sy data, al sy inligting, al die goed, het baie slim gedink om dit van hom weg te vat, sodat hy nie 'n boek sal skryf nie. Maar die boek het toe nou nog gekom, toch uiteindelik. En jy het daarom 'n klomp goed gerigsteen gehad, wat dit toch moontlik gemaak het. Maar, die punt wat ek nou vir jou oor wil vra, is wat aansluit by die titel van die boek. Ons praat bietjie daaroor. Die opkoms en die ondergang van die NG Kerk. Ek het gehoor dat jy gesê dat jy nie die titel gekies nie, maar dit is deur die uitgewers voorgestel. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Goed ja, dit is inderdaad deur die uitgewers voorgestel. Eers dankie Betty, dankie het my so klomp interessante goeie gesê oor 'n mens. Dan kan ons self kan terugkom daarna toe. Oor ander oor die invloed van mense soos P.G. Du Plessis en Harold Pakenburg vir mense lewe en hoe dit wie is agterna moet terugskoue te sê wat 'n invloed het op jou lewe gehad en wat 'n invloed het sulke mense se lewenswyse en se beginsels later op jou lewe. Ons kan daar terugkom na dit.
Die titel, ja, die opkoms en ondergang van die enige kerk, dit is nog interessant by die paar praatjies wat ek al gehad het, en baie van die kommentare wat ek teruggekry het, is dit nogal die titel, die een ding, waar baie mense op reageer in verskillende rigtings, positief en negatief. Die vorige praatjie het ek gehad by die Breitenbach Sentrum, daar in Wellington, en later, toen is die tannie een dame opgestaan, vraat uit in die gehoor, en sy was baie ontsteld met die titel, want dit is vir haar baie negatieve belediging in die titel gewees. En die titel was aanval, dit was nie buitens nie, dit was die werksopdrag wat Penguin vir my gegee het, hulle gevra het, ek moet die boek skryf in my storie. Gewoonlik moet, jy weet, as jy wat 'n boek geskryf het, gewoonlik het jy 'n werkstitel, en aan die einde dan besluit, jy die samewerking met die uitgewer, wat gaan dan die titel wees. En ek het ook in die einde gevra, wat gaan die titel wees? En my redakteur het 'n paar voorstel gaan, maar Penguin het gesê, nee, hulle wil graag dit weer die titel. Ek het gesê, nou dan was al 'n brief gewees in Volksblad, wat sê, nee, maar dis plagiaat, dit is, want daar was the rise and fall of the Roman Empire geweest, maar baie rise and fall. Maar om terug te kom na die titel toe, die opkomst en ondergang van die enige kerk, waar baie mense dan vra is, ja, is die opkomst en ondergang van die enige kerk, maar die enige kerk het nie ondergegaan nie, die enige kerk bestaan nog. Dit is natuurlijk so, die herstigte nasionale partij bestaan ook nog, so. Die ondergang van 'n instansie, soos die enige kerk, is nie iets wat oornag gebeur, dit is 'n tydsame proses. En as ek nou dan dink ek, by ou dit was nie slegs die titel wat die uitgewers gekies het nie, want die enige kerk, en dit geld breër ook as die enige kerk, is in 'n proses van ondergang. Het gebeur nie oornag nie, maar dit gebeur selfs in mate. En mens kan selfs bygegaan is met die kerk. Want die Christelike geloof is in 'n proses van ondergang. Want dit is deel van die evolusionêre proses. Dit kan kort wees, dit kan lank wees, maar dit is die proses. Vir daarom het ek nie 'n probleem met die titel, die opkoms en die ondergang van die enige kerk nie. En as ek nou nie te lank praat nie, maar daar's verskillende maniere wat jy dan die ondergang van die enige kerk kan definieer. Die een is op politieke gebied, die mag en die invloed wat die enige kerk gehad het op politieke gebied, waar hy baie sterk invloed gehad het met sy moderator, wat die broer was van die eerste minister, ensovoorts, wetgewing wat die enige kerk geïnisieer. Wat dit aan betref, het die enige kerk al in 1994 ondergegaan. Dit is die een, en daar is hy klaar ondergaan. Die tweede aspek is die leerstellige kwesties van die enige kerk. Daaroor is die enige kerk en baie ander kerke in die proses lidwerking ondergegaan. En jy kan kyk na die enige kerk se lidmaatsgetalle waaroor daar die afgelope tyd weer heel wat nuusberigte was. En dan kan ons nou lank gesels oor hoekom dit so is, en of dit weer demografiese skuiwe is, of wat ook al die geval is, maar van 1986, 85, middel 80 jaar, tot vandag het die enige kerk meer as 500.000 lidmate verloor. Dit is vir my 'n proses van ondergang, maar ek nie net te lang daaroor praat. Ek hoop dat jy dit nie help. Nee, ek wil vir jou vra om te oorweeg in 'n volgende gesprek as jy dit so eens so baie interessant is dat jy dit doen en dit is heeltemal geloofwaardig ook. Maar daar is wat my betref in terme van jou ervaring en wat jy die boek beskryf, waarom die NG Kerk ondergegaan het, is in terme van integriteit. Ek dink die geloofwaardigheid van die kerk is tot 'n groot mate dit plus nog die 2015-2016 se geheime besluite wat gemaak het dat ons regtig sou kon praat van die ondergang van die integriteit van die kerk. Wat 'n hartseer saak is, want as 'n mens nou nog baie ruim daaroor wil dink, dan wil jy ook sê, maar die NG Kerk, soos alle ander kerke, gaan nie sommer net opnuut nie. Ek dink nie dit sal ooit opnuut gaan nie. Ek meen, as jy selfs na ouens soos Harari luister, wat hy gesê het oor godsdienste, en ons weet ook hoe die demografie van godsdienst groei oor die hele wêreld lyk. Daar is dele, soos veral in Afrika, waar godsdienste groei, dan is dit nie iets wat verby is nie. Die evolusie gaan dit nie net wegneem nie. Daar's anders verhale wat ons daaroor beskryf, maar dit gaan oor vir ons dan meer in die konteks van ons lewens wat ons hier verteenwoordig. Gaan dit met die integriteit van die kerk, wat ek dink 'n geweldige knoop gekry het met 'n paar dele, en dan onder hierdie een, en dan ons 'n paar ander goed ook noem by haar, ons kan die eenheid van die kerk noem, en al die sake wat nie gaan gebeur nie,
terwyl die kerk lewendig aan die gang is, ek weet nie wie van julle weet nie, maar die kerk is op hierdie stadium besig om 'n baie energie in te sit in die vestiging van 'n spiritualiteit, eenheid, kompleks in Wellington. Ja, wat Alan Beton nou gevra is om te bestuur. En dit is, as ek daarna kyk, vir my is dit 'n trek na binne toe van die kerk, is 'n baie tipiese ding van, as 'n kerk daar die plek in sy geskiedenis kom. Maar daar in die kerk gaan nie ook nie gaan nie. Daar moet mense die titel dan juist nie sien as 'n historiese aanduiding van die opkoms en die ondergang van die ryk van een of ander, maar dit gaan oor meer as dit is, oor estiese spirituele. Jan, die boek se ontstaan was, of waaroor jy praat, die kern daarvan, het te doen baie definitief met jou as 'n persoonlikheid, in jou persoonlikheid. En destyds toe jy, wie van julle het nie die boek gelees nie, want ek moet geweet, praat ons nou hier in goed, as ek vinnig het mag sê, die kern van die boek gaan daaroor, dat Jan, hy skryf nou baie goed voor die tyd, en so aan die stories, en andersins, maar die hele ding gaan eintlik daaroor, dat Jan op 'n dag in 2013 gevra is, dit was die, wat is dit, Februarie, was die 12de, Februarie was die publieke statement van die kerk geweest, dat is die 12de, en die 15de is hy gevra om te loop, dat Jan gevra is om sy kantoor te ontruim, omdat hy die integriteit as 'n werknemer van die kerk aangedaan skade aangedoen het. En toe het daar nou 'n lang proses met onverkooplikhede en goed gebeur wat daarna plaasgevind het, ons dan net ook daarna weer terugkom. So die hele ding het daaroor gegaan. Maar iets wat ek net baie graag wil sê, wat ek nog nooit vir jou gesê het nie, is dat, en dit is 'n vraag wat ek jy het nou die dag ook daaroor gesprek gehad met die radio. In watter mate kan 'n joernalis van 'n kerklike tydskrif die soort van kritiese journalistiek bedryf as wat Jan bedryf het binne die NG Kerk? En ek wil 'n vergelyking maak hier, as jy met my dit sal saamloop. Dit is toch ondenkbaar dat 'n joernalis van een van die publikasiehuise van Media 24 toegelaat gaan word om by die Woordfees op Stellenbosch 'n reeks gesprekke aan te bied waarin daar krities gekyk sal word na Media 24 se publikasieprojek. Of waarin daar selfs van die oppositie van Media 24 in die publikasiewêreld mense platform gegee sou word om krities te wees oor Media 24. En mense sou net kon sê, maar is dit aan? Mag 'n mens so iets doen of mag jy dit nie doen nie? Ek sal graag 'n bietjie jou reaksie daarop. Dis 'n baie interessante gesprek, en 'n gesprek wat eintlik 'n gesprek met sy eie is. Dit hang van 'n klomp af. Dit hang af wie is in 'n sekere stadium die direksie van watter mediahuis ook, en hoe 'n spesifieke direksie gaan bepaal wat geskryf wat nie geskryf mag word nie. Natuurlik is dit so, koerantdireksies waak ook maar oor hulle eie belange. Maar jy kyk nou voorbeeld, as jy nou kyk en dan verander dit, as jy gaan kyk wie hierdie stories gebreek by Netwerk 24 oor MultiChoice. Dit was Media 24 joernaliste wat die stories gebreek het en hulle het toegelaat. So direksies kan dit toelaat. Maar direksies probeer natuurlik, hulle probeer maar altyd uit die aard van die saak keer. In my geval, ek het seker lank daaroor debatteer, die gesprekke wat ek aangebied het, was met die medewete van die direksie en van my onmiddellike hoofde gewees. Ek gee toe dat die direksie het eers later agtergekom wie is die spesifieke sprekers en alles, maar dit was nie 'n geval gewees dat ek voor die tyd doelbewus in die donker begin konkel het en gedink het, hier gaan ek nou seker goed op die woordwees spreek. Maar ja, hier is reg. Mediahuise is ons geen mediahuis is hoë kritiek nie, maar vir my 'n mooi voorbeeld was met al die kritiek wat ek teen Media 24 ook het, was daai spesifieke stories van MultiChoice het hulle eie koerantjoernaliste dit gespreek.
Maar jy sê ook toegee, Jan, dat jou opleiding wat jy het in jou blootstelling met redakteurs soos wat jy noem, was om 'n kritiese journalistiek te beoefen. En dat dit 'n ongemaklike soort van plek in 'n kerk was om dit te doen op 'n godsdienstgemeenskap wat eintlik baie sterk daarop ingestel is om hulle integriteit te bewaar en die hele sake rondom Kletskerk wat dit vooraf gegaan het, waar daar 'n woeste gesprek was daaroor wat die kerk op die stadium selfs van te gedistanseer terwyl jy daarmee voortgegaan het. Die punt wat ek wil maak deur dit te opper, is dat hoewel mense sou kon sê dat daar 'n ongemaklikheid was in die aanloop en die oploop van hierdie hele ongelukkige verloop van sake, was vir my, ek persoonlik, was die feit dat die direksie van Bybel Media rondom hierdie saak absoluut 'n openbare leuen vertel het om te sê wat gebeur het. En ek dink dit is die storie. Gaan vertel. Nee, dit is die storie. En as ek laat van my asseblief nie rede as ek te lank praat, want vir my lekker van hierdie gesprek is nie 'n styfgesprek nie, so asseblief ek te lank praat van die rede nie, maar so. Jy moet agtergrond verstaan van miskien waar ek vandaan kom in hierdie hele ongemaklikheid met 'n direksie en iemand wat die werk vir die NG Kerk en moet daarom nou ek wil nie sê dat beeld polisie, maar ek moet daarom hulle beleidsstene as waar ek miskien hierdie goed is geleer was juist van my agtergrond met 'n redakteur so Harold Bakenhof wat geskryf het vir Afrikaanse koerante soos die Vaderland wat die Nasionale Party se breë beleid gesteun het en moet al die met agtergrond van sy boek wat lees, maar terwyl hy dit gedoen het, was hy een van die kritiese stemme geweest. Soveel so, dat hy deur sy eie direksie in die pad gesteek is, en ek noem dit in my boek ook, baie later jare gebeur dieselfde ding toe met my, want ek weet geweet het, so, op 'n manier het dieselfde ding met ons algemeen gebeur. Maar het vir my geleer dat ek kom 'n stadium, daar tyd toe hy in die pad gesteek het deur sy direksie, wat jy voor 'n keuse moet kom, waar jy moet kies of die waarheid of wat die direksie vir jou sê. En sy keuse was, hulle wou gehad het, hy moet 'n dokument onderteken dat hy die breë beginsels van die Nasionale Party steun, wat hy nie gedoen het nie. En in my geval het ek, toe die direksie daai verklaring uitgereik het wat 'n leuen was, het ek nie dadelik my koerante toe gehad het. Ek het moet in verkeersstemming met my redakteur Andri Louis, waar ons later iets kan sê. So ek is Andri Louis, ek kan ons nie nou meer stil bly, want ek het ek nie so bietjie die want, toe hierdie ding op die lappe kom, het ek en die direksie en my bestuur bekend gekom, ek gaan nie met die media praat. Dit was, ek verwys hulle navraag na hulle. Toe kom hulle met 'n verklaring vir 'n dag wat 'n totale valse verklaring was. En toen ek van my redakteur gesê, maar dit kan ek nie, dit kan ons nie wees nie, ek kan nie nou nie stil bly. En ek het 'n brief geskryf vir die voorsitter van die direksie, Dani Beton, ek moet ek nie sy naam sê nie, want ek het hierso vir 'n brief geskryf, vir hom gesê, in die lig van hierdie verklaring, kan ek nie meer stil bly nie, want ek kry navraag van die koerante, en ek gaan daarop reageer 1, 2 en 3, en dit is wat ek vir hulle gaan sê. Ek het vir my e-pos gestuur, en ek het tot vandag nooit antwoord gekry nie, en op grond van daai antwoord wat ek vir die koerant toe gegee het, was net basies 3 punte gewees. Hulle sê ek het hulle as leenaars afgemaak en alles. Ek kan dit seker soos ek het vir die burger gesê, dit is wat gebeur het, 1, 2 en 3. En op grond daarvan is ek toe aangekla en geskort van insubordinasie, dat ek die woord en nie wil kies. Ek kan maar net sê dat dit waar is wat Jan sê, ek was self betrokke gewees, ek en kollega in gesprekke nadat dit gebeur het met die kerkleierskap en met Bybel Media se direksie. Die 2 punte wat in die persverklaring genoem is, hoekom hulle die woordfees gesprekke staak is, omdat punt 1 nie die behoorlike prosedure gevolg is vir die gesprekke binne die struktuur self nie wat onwaar is. En dit het die redakteur, waarnemende redakteur in die e-pos dan ook daarna bevestig. Wat is die naam? Warren Vos. Die ander rede was dat daar nooit ingestem is tot hierdie soort van gesprekke nie. En dan in die publiek is gesê, en ek dink Pieter Verlies die naam is genoem, dat hy spesifiek gesê, dit gaan nie oor die persone wat hier so gepraat het op die woordfees. En dit is absoluut alleen.
Maar die interessante ding is dat in ons gesprekke met hulle, waar ons hulle sê, maar dit is ons te leen, want self het hy gesê, die oomblik toe hy Abel Pina se naam sien as hy oor kom praat, en vir wie hy sy vliegtuigkaartjie moes afteken, die bedrag moes afteken, en hy het gesê, dit kan nie wees. So, daar was absoluut leens wat vertel is in die openbaar. Dit is geneem na die moderament toe in 2-3 weke daarna, die dagbestuur van die algemene synode. En daar is dit aan hulle verkoop as die waarheid. En dit is die ding wat ek dink vir ons, dis ook ek sê die ondergang vir my van die NG Kerk in hierdie instansie en ook in ander het te doen met wat ek dan graag sou noem die integriteit van die kerk. Ja. Nee, maar ek stem absoluut met jou saam. Ek kan dit is presies waarop het neerkom. En wanneer jy praat met ondergang van integriteit, dan kan ek een voorbeeld wat ek wil noem. Jy het nou gepraat van die synodes van 2015 en 2016. 2015 was daar wonderlike synode gewees en 2016 omgekeer. Tussen die synode van 2015 en 2016 het ek die laaste gesprek gehad met die heilige moderator vir die NG Kerk, Melis Jansen van Rensburg. Waar jou kantoor vroeër was, ek dink is nog dieselfde ruimte waar jou kantoor was, is net so 'n bietjie van 'n raadsaal, 'n bietjie verander en so aan. En daar het ek gesit, ek en Melis Jansen van Rensburg en Gustav Klaas en ons drie. Die gesprek het eintlik gegaan oor die gesprek wat hulle nog in Bybel gehad het, daar het ek gesê, ons wil graag die afsluit en so aan. En daar het drie van ons gesit, tussen 2015 en 2016. En in daai gesprek, nadat ons oor my goed gesels het hulle toe my wat ander goed uitgevra, en toe het ek vir Melis gesê, Melis, ek wil net vir jou sê, julle het nou in 2015 daai besluit geneem. Daar is nou so 'n nodig op pad in 2016. Jy weet nog seker, as die NG Kerk daai besluit van 2015 gaan omkeer, dan het julle geen moraliteit meer oor. En dit het met 100% saamgestem. Wat gebeur toe? Keer hulle daai besluit. Maar wat gebeur toe verder? Toe verdedig hy daai besluit op al wat 'n platform is. Die laaste wat ek gesien het, wat ek gehoor het, het hy toe nou ander kant toe weer omgesluit. Ek wil altyd dink aan Piet Koring of as hulle van gevra, wat is die nasionale party se sportbeleid vandag in die tyd van deur die tyd en 'n paar jaar het gesien, jy weet nie, ek het nie vanoggend met die eerste minister gevra. Ja. Dit is soos wat ek oor die kerk die daai tipe van goeie vraag. Die oomblik is al vir jou in 'n vertrek, sal jy 100% saamstem en aan die ander kant toe, dan sê hy iets anders. So ek stem 100% die NG Kerk het nie meer maar ek het moraliteit verloor en hoe dit gaan inhaal, ek weet nie of dit moontlik is nie, ek dink nie so nie, ek het baie gesprekke nou nog met mense in die kerk, mense wat posisies het in leierskapposisies het in die kerk. En as ek met hulle 1-tot-1 sit en gesels, dan sê ek vir hulle, maar het die NG Kerk of moraliteit, want baie van hulle sê vir my, ja, die heilige geidesluit gaan weer omgekeer word. Daar sal 'n dag kom, waar die NG Kerk, jy sal welkom in die kerk. En dan sê ek vir my, wat? Dis te laat, dit klaar die bus gemis. En die meeste van daai mense, stem met my saam, dat hy klaar die bus gemis. So hoe dit daai moraliteit gaan herwin, ek weet nie, is moontlik nie, en wat vir my nog erger maak, dat dieselfde kerk, wat volgens my, nou nie eintlik meer moraliteit het, om uitsprake oor daai goed te maak nie, maak moraliteitsuitsprake oor organisasies soos die ANC en ander goedes, terwyl hulle nog nie eens voor hulle eie deur gevee. Maar neem foto's saam met die EFF. En foto's saam. Ja, daar was 'n baie hartseer verhaal wat 'n mede-verhaal meta-narratief was in die hele storie en dit is Pater Louis van der Reden wat die redakteur was daai tyd. Wat terloops 'n papierspoor van al hierdie korrespondensie van presies hoe alles gebeur het aan 'n paar van ons gestuur het wat ons het as daar ooit iets sal op die lag moet kom. En sy het gesê, sy is in daardie tyd gesê gediagnoseer met terminale fase 4 kanker. En sy het met chemotherapie begin, dit is 'n baie hartseer verhaal.
haar man, Danny, van daai tyd is, omdat hy sy vrou verdedig in die hele opset, het 'n brief geskryf, het 'n ding gedoen wat hy waarskynlik nie moes gedoen het, maar hy het absolute radeloosheid en magteloosheid, hy het sy werk verloor, Jean het sy werk verloor. En sy het daaroor die volgende op bladsy 131 lees ek haar woorde wat sy gesê het hieroor. Sy sê, ek het natuurlik nie vrede oor die saak nie, maar ek het in my gedagtes weggestap daarvan. Dani Mouton en Pieter Fourie moet maar op 'n ander plek verantwoording doen. Ek voel ek het reeds alles gesê wat gesê kan word. Ek het dit in persoonlike gesprekke met onder meer Nelis Niemand as moderator van die NG gesê. Ek het dit mondings aan die direksie en tydens die versoenende gesprek gesê. Ek het dit in 'n lang brief aan die direksie gesê. Ek het dit in 'n lywige dokument gesê met elke moontlike stamelde dokument en ek het dit per e-pos gesê. Ek ervaar dat elke keer na so 'n gesprek of proses, wanneer 'n nuwe feit of bewys op die tafel gesit word, daar 'n nuwe skelmstreek uitgedink word om die feite en bewyse te ontseil of nietig te verklaar. Nou, as julle enigstens vir Anne Louise geken het, sy is nie iemand ligtelik so iets sou sê nie, in teendeel. Maar sy het dit gesê op 'n stadium waar daar in elk geval niks meer was om te verloor nie. En dit is die woorde wat 'n mens, ek het die langstand geskryf hier, die stem uit die dood, amper as ek dit is baie tragies. Jy sien nie, die NG Kerk het al nooit van sy politieke rol afgesien. Hulle bedryf die kerk soos 'n politieke organisasie. Lieg en bedrieg probeer mense beïnvloed met valsgeloof. En dit is hoe ek die NG Kerk ervaar en sy leierskap. Ek dink nie dit is net van NG Kerk waar, ek dink dit is van enige kerk waar, dat sodra mense in 'n leiersrol kom, dan kry jy die ding dat hulle 'n strategiese rol begin speel en nie meer 'n prinsipiële rol nie. En dit is nogal baie hartseer ding wat 'n mens wel so sien. Jean, wil jy daaroor iets sê? Ja. Kijk eens, net Anne Louise, net so goed die nog beter gegeven is ek en is, ek het nou die dag vir iemand te sê, weet jy, ek het die voorreg gehad in my journalistieke loopbaan om meer as 'n keer, paar keer, onder vroue baase te werk. En ek was in die gewerk met almal van hulle wat ek geken het. Ja, ek kan regtig nie dit nou na iets doen. Was mense wat regtig waar, as jy nou, so kan jy was vroue met bors gewees. Die Anne Louise was kind van hulle gewees. Daar is vroue wat in my game meer opgestaan het vir beginsels as wat daar baie keer mans was. En ek sal altyd daarvoor eer. Jy het net daai stukkie gelees en ek wil net een paragraaf hier wat daar volg is, want daar was 'n aanhaling van 'n brief. Wat het gegaan oor waarheid en geregtigheid wat moet uitkom. En sy toepak die volgende paragraaf wat na daai aanhaling van jou kom lees soos volg. Die fundamentele basis van die Waarheids- en Versoeningskommissie, die WVK, was volgens haar volle openbaarmaking en boetedoening. Daarop het berou en vergifnis gevolg. Dan haal ek daar aan. Dink julle regtig dit is moontlik in hierdie geval? Ek is jammer, maar ek weet die Farao het sy hart verhard. Ons veg teen 'n magtige masjien wat nie bes gaan gee nie. Te veel egos is op die spel. Het sy hart teenoor my en 'n paar ander uitgestort. En ek bedoel, jy was deel van daai gesprekke daai tyd gewees. Die dag met haar begrafnis, waarvan jy een van die mense was wat die diens gelei het Warren Vos ook daarna verwys en toe hy vertel hoe dat sy in 'n stadium toe sy al baie siek was en daar vergaderings in die kerk in gang was oor hierdie goed, vier met haar leertassie regop soos wat verhouding was in 'n mansgedomineerde vergadering ingestap het en haar gesê. So dit was die vrou wat sy was. En ek en sy het baie dinge verskil. Ons het baie keer ernstig vasgesit word. Maar sy het daai beginsel gehad en daaroor sal ek haar altyd eer. As jy nou terugkyk oor dit wat alles gebeur het, hoe dink jy op watter manier
as 'n mens nou wil leer uit lesse van die verlede, terloops, ek wil net ietsie sê, so wat ek al baie hoor. Jy noem dit ook iewers in jou boek, en ek het nogal daaroor verskil daar, want ek ken so 'n stukkie van daai geskiedenis baie eerstehands. Mense praat baie keer daarvan dat daar 'n tyd was toe die moderator van die algemene sinode en die president van die land, die eerste minister, dat hulle broers was, en so John Vorster en Groot Vorster. Maar weet jy dat hulle nooit langs dieselfde vuur is? Hulle was nie baie erg op mekaar. Ek wil maar net sê, ek het in daai tyd, as ek in die kerk ingekom, hy was ek een groot oomkoot. Nou was dit teologies of polities? Nee, oor die algemeen en ook teologies. Ek dink, John was meer verlig as hy. Meer verlig as hy. So, dit is nogal 'n interessante ding. Mense sê altyd baie, hoe kop en mis was die kerk en politiek. En dan noem hulle daai voorbeeld, maar dis nie geldig nie. Want hulle was glad nie mekaar, ek nie dit nie eers met mekaar gekuier, sosiaal op daai stadium. In elk geval, toe hulle baie prominent was in die leierskap. So ek sê maar net vir jou, dis maar 'n interessante storie. Wat dink jy, op watter punt sou jy wil gesien het? Want dit is nou 'n baie belangrike vraag hier. Op watter punt sou jy, want ek het daaroor 'n opinie, op watter punt sou jy gesien, trouwens daai opinie ek ook gegee, maar, nou ja, sou jy, as die een wat in die ontvangkamp hiervan gestaan, en ek nog nooit met jou oor gepraat het, op watter punt sou jy gevoel het, okay, ek kan nie meer saamleef, hier is 'n ander uitkoms moontlik, of hier is 'n ander gesindheid moontlik om Oor die saak, en hoor jy saak. Ja, of verskillende kere, ek bedoel, omdat daar al hierdie verskillende gesprekke was vanuit die binnekring van die kerk, waar jy betrokke was, ander mense betrokke was, mense, Chris Jones betrokke was, mense van buite die kerk, briewe wat Judith geskryf het, wat Lina geskryf het op die openbare media. So daar was al hierdie hele debat gewees. Kyk, ek weet, die goed is, kom ons nou maar, soos 'n bostelegraaf by jou uitlater, die Westernse moderator, en is niemand, het in 'n stadium vir iemand gesê, man, los het net. Dit sal so 10 dae wees, dan hierdie hele storm oorgewaai, dan is dit verby. Wat toe nie gebeur het nie. Maar in die hele proses van gesprekke, ek bedoel, daar was hierdie versoeningsgesprekke en die en daai, het ek toch baie keer gedink, ja, hier kan dit nie werk alles. Maar ek moet vir jy sê, as ek terugdink, dan besef ek, dit is totaal verteel gewees, want dit het vir die kerk net gegaan, en vir al daai leiersfigure wat in daai tyd die Paulus die Been was, en ek gee glad nie om hulle name te doen, ek gee glad nie om as die by my sit, dat ek hulle name sal doen. Trouwens, een van die vergaderings wat ek gehad het, in Stellenbosch was met die vorige moderator gewees, en hier is niemand, en ek hou van Nelis, ek sê, baie nice ouens, met lekker kuier, ek en Nelis Jansen van Rensburg ook, ek het lekker met kuier, so die goed wat ek van my sê ek nie agter hulle is nie, ek sê dit vir hulle, in hulle gesig, ons kan daarover gesels, ek het vir Nelis, toe ons in Stellenbosch in die wynhuis restaurant sit, oor hierdie dinge gesels, sit ons twee daar, en toe sê hy vir my, ja nie, ek ben heeltemal verkeerd hanteer, toe sê hy vir my, hoe voel ek nou hier? Pas ek met die vrou, hoe voel ek nou hier? Toe sê hy vir my, dit is ontnuchter, want sy vraag, die ondervraag of my kwaad is, ek is, die raak al by kwaad verbuig, ek is ontnuchter, toe sê hy vir ek is ontnuchter, en jy is deel van ontnuchter, en ek sal het nou nog vir Nelis, Jansen van Rensburg, en vir Nelis, niemand sê, ek is ontnuchter, want toe ek gedink het, hulle gaan die guts sê, om toe te hulle ons al geweet, dit is verkeerd, in my eie persoonlijke teenwoordigheid, en as ek dit nou ontken, dan moet ek ontken, maar in my persoonlijkheid, het Nelis niemand van my gesê dat het verkeerd hanteer, Nelis Jansen van Rensburg het my gesê dat het foute gemaakt, maar een van hulle sal ook staan en die selfde goed vir die publiek sien. En daar is my ontnuchter. Ja, ek kan net vir jou sê dat ek waarskynlik dieselfde gemeente het as Nelis, niemand van my as 'n werknemer van die algemene sinode met 'n koffie gedrink het en my gesê het, hy wil my vra om die saak nou te laat. Ja. En toe het ek vir hom gevra, wat bedoel jy nou? Het jy gekom? Praat jy namens jouself persoonlik? Of is dit nou namens die moderatier of die dagbestuur van die moderator? Hy sê nee, dit is 'n opdrag en hy stem daarmee saam. En toe het ek net vir hom gesê, dit is die ergste wat ek nog gehoor het.
Met daai ding. Dit is Dit is my totale blistering met die hele klomp van hoekom kan ek vir jou sê, ek dink wat hulle moes gedoen het, en dit is wat my en iemand anders wat saam hierdie ding was voorgestel het, is dat hulle die dag 2 nadat hulle besef het dat die persverklaring was 'n fout geweest, moes hulle dood eenvoudig volgende persverklaring sê, het is jammer dat hulle was onder verkeerde indruk oor hoe prosesse verloop het, en dit sou die hele ding ontlok het. Dis die hele ding net want ek bedoel na my skorsing, dan sit ek ons nou hier is hier in 'n totale flashpunt geweest. Ek moet ewe skielik 'n prokureur kry deur Facebook het vriendin van my 'n prokureur aanbeveel in Stellenbosch, sy naam Skerrit, en ek sê ek sy van vergeet. Nou hom toe hy het my baie gehelp. En hy het my gesê man, as jy hier is eintlik 'n minor issue. Al wat jy nou moet doen, gaan sit net by mekaar, dit is selfs en as jy dan net moet sê, okay, jy het 'n fout hier gemaak, daarste gemaak, sonder om jou beginselsprys te gee, jy kyk jy het 'n verkeerde verklaring, ek sê, wat is net die big deal? En dit kon baie maklik opgelos word. Ek wil hier is dat dit kon baie maklik opgelos word. As ek terugdink, is snaaks hoe wat sê God slaap nie van. As dit so iets te werk het, dan ek waarskynlik vandag net op 'n kerkmure te werk en dan was dit opgelos en wat dan so, miskien het ek eintlik nie te sleg gewerk. Nee, sê, die feit dat hulle kans gesien het om 'n synode besluit om te keer, wat hulle geneem het, sê maar net vir jou, waar is hulle op die pad? So hierdie is, wat dit al betref, baie klein ongeleentheid. Ek dink nie, as ek iets van die feit om 'n besluit om te keer is nie vir my die probleem nie. Die feit is onder leiding van die Heilige Gees. Ja, mens kan besluit verander, maar jy kan nie reg daaroor hoe en dit moet jy nie twyfel is hoe hulle daai besluit omgekeer het. In teenstelling met hulle eie reëls en alles. Ek is teenstelling daarvan dat mense kan van opiniese besluite verander en wat almal van opiniese besluite. Maar wat wil nou reg is die manier en ek wil amper sê die agterbakse manier en die ongrondwetlike manier in terme van die NGK se eie reëls hoe hulle dit doen. Ben, mag ek dalk net op hier iets vir vra. Oor hierdie ding kan dit maklik opgelos word. Ek het 'n effens 'n ander teorie daaroor, alhoewel ek glad nie so betrokke was as julle nie. In 'n Facebook gesprek kom Pieter Fourie toe die dag uit en hy sê Jan het absoluut niks verkeerd gedoen in verband met die woordfees nie. Hy is geskort omdat hy 'n direkte opdrag van die direksie verontagsaam het en die direksie in die openbaar tereggewys het. Wat in enige maatskappy genoegsaam is om 'n persoon te skors. Ek het gesê ek gebruik vreeslik baie fok en sulke goed, maar ek sou nie sommer skryf Here en so doen, maar ek het gesê Here Jesus. Pieter, nou kom jy met dit uit. Toe sê hy, maar dis waar. So, hulle het geweet die verklaring, maar sê hy, dit is nie ter sake of die verklaring korrek was of nie. Want Jan het as werknemer nie die reg gehad om sy direksie openbaar terecht te wys nie. Dis daai punt, my idee was dat dit is glad nie, dit sou nie die probleem opgelos nie. Ek dink, hulle het vir jou 'n trap gestel, ja. Ek dink hulle wou lankal vir jou ontslaag geraak het, want jy het al lankal gat gekrap en maar nou, dan moes hulle erken in die openbaar dat hulle wil nie hê jy moet die waarheid sê nie. En jy weet, maar nou het hulle hierdie ding gekom en daaroor het hulle gesê, nou het ons hom. Want volgens maatskappyreg het baie mense al gesê, enige maatskappy, as jy hulle direksie gaan kritiseer, het hulle die reg om jou te sê. So hulle het gesê, nou moet ons vasblyf, ons kan nie nou los nie. Ek glo dis wat gebeur, maar ek is, jy weet, ek glo in conspiracy theories. Nee, maar jy het 80% van die waarheid weet, dit is regtig so. Ek stem jou heeltemal saam daarmee. Daar was baie mense wat vir Jean was 'n seerklip in die skool. Sê dat die Petskerk goed insumeer en daar was baie wat gedink het, dit is 'n goeie geleentheid. Maar om te sê hulle het 'n trap gestel, dit is die so, dit het nou so gebeur,
dat dit wel 'n geleentheid was Opportunistig. opportunisties. Ja, dit was maar net my persepsie daarvan geweest, maar dit was nadat die vorige aktuaris vir my wat so petiterige dominetjie, maar 'n petiterige gemeentetjie was gesê, as ek nie hierdie stories los nie, gaan hy 'n klag by my ring teen my inbring. En toe kon ek gelukkig vir hom sê, doen nou net wat jy wil en ek blok jou nou, want ek het nie Wat vir my interessant is, weet ek het gepraat oor moraliteit en waarheid en eerbaarheid en sulke goeders, maar nou in een van die vrae op Pieter Fourie se naam genoem. En daai vir my die weerste ding, een van die weerste en weet dit almal van Abel Pienaar se naam genoem, want dit was die naam wat dit getrigger, wat die hele bom laat ontplof. En hoekom dit vir my so interessant is, die dag toe Pieter Fourie my inroep na sy kantoor toe en vir my sê kerkbode het nou hulle borskap trek en so aan en toe sê ek, ek kan niks aan doen nie, dis nou julle besluit en hier en daai en toe ons dit ooreenkom, ek sal nie met die media praat en alles nie. Toe sê Pieter Fourie vir my, maar ek sê, Abel Pienaar is ken jy hom? Ek sê ja, hy sê, is hy 'n boeddhis? Ek weet nie, hy baie, weet hy neig na die boeddhisme toe, maar Abel Pienaar was 'n NG lewe vroeër nie wat nie weet nie. En die eindse Abel Pienaar wat Pieter Fourie so kwaad gemaak het dat hy die bom laat ontplof het. In daai gesprek sê Pieter Fourie toe vir my, Abel het so 'n rubriek gehad in 'n rapport, die elektroniese weergawe van 'n rapport, baie van julle ken die rubriek, ja. En in een van daai rubrieke het Abel Pienaar 'n brief geskryf, net so voor 'n Kersfees oor Jesus, en as Jesus nou sou aarde gewees en dit sou gewees. En in daai gesprek met my Pieter Fourie sê Pieter, ek noem dit ook in die boek, toe sê Pieter vir my, hy het daai rubriek van Abel Pienaar gelees. Hy sê, dit was so die wonderlikste rubriek gewees. Hy sê trouwens, hy het 'n preek daaroor gehou. Hy sê, en hy het daai rubriek in sy woorde net so in sy preek gebruik. Hy sê, maar hy het nie vir sy gemeente gesê waar het gelees en wie dit geskryf het, want dit sou nie reg gelees as jy weet Abel Pienaar het geskryf. Jan, ek gaan nou kans gee, ek wil net my storie afsluit en dan gaan ons vir almal kans gee om te vra. Ek is baie nuuskierig om jou voortneem wat ook al te verneem op jou pad vorentoe en jou verhouding met die kerk. As ek nou dit sou waag om te sê, hierdie gesprek waar ons nou, want ons nou hier het, is eintlik maar 'n gesprek soos in 'n teekoppie. Die koppie staan in 'n dorp en die dorp is baie groter en baie as dit maak eintlik geen verskil reg aan of die son kom of die son ondergaan nie. Vir 'n klomp mense is dit nog hulle lewe is daarvan afhanklik, vir baie meer toenemend mense is dit irrelevant. Hoe dink jy oor jouself in die kerk? Dink jy dat jy, as jy die boek nou geskryf het en jy onderhoude gehad het in 'n jaar se tyd kan sê, dit is verby, ek gaan aan, ek doen ander goeders, of wat is die ding om altyd weer terug te kom en weer te probeer en weer 'n eer te hê en so meer? Jy het ook maar reg, die goed waaroor ons praat is eintlik 'n storm in 'n teekoppie. Ons is, as ek nou sê ons, baie mense in hierdie vertrek is al lankal eintlik verby daai goeders. Oor God en die gode en alles, maar tog het sy mense nog gelowig of ongelowig is, om maar elke slag weer op 'n manier terug te maak. En dan is die vraag, hoekom, weet? En ek dink as 'n klomp redes daaroor, hoekom het Julie die ander dag 'n boek geskryf oor waarheen moet die NG Kerk gaan? Hoekom praat sy ou soos Sakkie nog oor die NG Kerk? Miskien is dit maar omdat die kerk in sy doen en late is so deel van my en baie ander mense se geslag dat dit eenvoudig net deel is van ons. En partykeer dan dink ek, ja, jy loop verby, jy raak ook nog al hard vir die storie, maar dan is daar ook mense wat my wel dominees, dienende dominees, jy nog as ek dominees dat van geen kant af geken het voor die tyd, wat my wel na die boek, nou die dag lede dominee van so dode daar in die woorde, ek weet nie my sy naam nie, met jou klomp dokumente ook stuur van wat op die oomlik daar aan die gang is, en net sê dankie Jesusie, want jy is 'n stem
vir 'n klomp ander mense, selfs mense in die kerk wat nie 'n stem gehad het nie. Vir baie van ons is hierdie gesprek net geroep, maar daar's 'n klomp ander mense wat nog op reis is. Of almal van ons was vir 'n stadium op reis. Niemand van ons het net so tjoetjaf van punt A tot punt B waar ons nou op is geskuif nie. Daar's 'n magtig klomp ander mense wat nog steeds op reis is. En ek dink vir hulle is sulke gesprekke nog nodig, wat nog wil gesels oor die kerk en hoe het jy daar gekom. Baie mense wat nie 'n ruimte het soos hierdie waar ons vanaand het, waar ons kan openlik en eerlik gesels daarmee. Baie mense wat my individueel kontak, spesifiek, nie net nie, maar spesifiek dominees nog in die bediening, wat daai gesprekke soek. So, daarom dink ek, dis goed as mens julle mekaar verby beweeg en sê, raak, ons het ek is klaar daarmee. Maar almal is nog nie daar. Baie mense is nog in die proses om te gesels. En daarom dink ek is dit nog meer. Vir die wat dit wil hê, vir die wat nie wil hê, nie fyn. My laaste vraag vir jou, is daar iets in die boek waar jy geskryf het, wat jy baie graag nog van hierdie sou wil uitlig om te sê, jy dink dit is relevant en belangrik. Ek het nou van 'n sekere engel van man ingekom, ons het 'n gesprek gehad met jou net om 'n soort van intuïtief geloof. Nee, weet jy wat, jy in die begin van die gesprek het jy genoem van toe my rekenaar gevat is by die werk. Ek klomp goeders daar. As ek die boek moes oorskryf en ek het daai goed gehad, dit sou ek baie graag wil bysit vir dit. Ekskuus. Gesprekke wat ek gehad het, met e-pos met iemand soos Nico Smit. Hy was amper op 'n manier die verlore seun Bybelsnudee te bedoel. Bybelsnudee het al die aandag en die goeders gekry van die NG Kerk, hy is terug verwelkom as die verlore seun. Nico Smit het tot met sy dood dit nie gehad nie, omdat hy tot met sy dood nog, en hy was 'n hardkop ou gewees, nie 'n fout maak nie, maar hy het nooit 'n erkenning gekry nie. En hy het die NG Kerk nog altyd hel gegee wat ek al tot die einde. En ek en hy het op 'n nie op 'n baie goeie voet ontmoet nie. Ek het 'n berig geskryf van Kerkwoorde en hy het vir my 'n e-pos gestuur en my nogal erg gekapittel daaroor. En nou ja, ek is nou, ek het 'n ander gas, ek het vir my ander gas die e-pos teruggeskryf en om te sê nee, dit en dat. En daar het my in sy vriendskap eintlik begin. En dit was die wonderlikste e-posse wat ek en hy gehad het. En so was daar kom aan mense. So as daar goed is wat graag aan my boek sou wou bygevoeg het, as daar plek was, sou dit van daai goed gewees het wat vernietig is op die rekenaar vir my wat gevat het. Maar ek bedoel, jy het ook al boek geskryf, maar seker altyd is nie skare boek geskryf, so jy dit op dat ook by te sit, maar daar is ook net so veel kry. En as die boek gepubliseer is, dan het jy daar geen beheer te verder. Ja, nie jammer. Goed, right. Ek wil eers Bertus en dan hier is Tim en dan Ja, John het eintlik nou op 'n manier iets reeds geantwoord wat ek wil gevra het. Julle net, ons gee mekaar kans. Of wou gesê, die kerk beheer nie net deur die kerkwet nie. Kyk, dis veronderstelling, die kerkwet is veronderstelling opgesom te wees in die belydenisskrifte en dan tot praktiese uiting te kom in die kerkorde of die kerkwet. Maar in praktyk gebruik die strukture wat die gesag beklee in die kerk gebruik, andersom. Hulle steel hulle nie in die Bybel nie, en ek sal dit self miskien 'n klein bietjie in die belydenis steel, maar as ons 'n artikel het binne 'n kerkorde, gaan dit vir jou daarop kan. En ons kan die Bybel interpreteer en ons kan nie oor die Bybel se metafore in die Bybel praat word, maar daar's geen metafore in die belydenisskrifte nie. Hulle is regie en verseker nie 'n ordonnansie in 'n kerkorde nie. Daai goed is onwrikbaar. Want dis die manier waarop ek bestuur. So, ek wil iets oor wat, ek weet nie wat of het nou Chris was wat dit net nou gesê nie. Nee, 'n paar het dit gesê. Dat hulle vir Jean amper 'n wip Teruggestel. Ja. Daar's nie, ek dink nie daar's individuele lokvalle nie, maar daar's verseker die netwerke van mense wat die kerk is 'n baie konservatiewe omgewing en wat 'n netwerke het van mense wat almal inkoop op daai konservatisme
en tipe van 'n beskerming van wat binnekant is. Jy het net nou op flissies daarin verwys. Ek weet nie wat is die ding wat nou gaan gebeur 'n bietjie later, maar daai na binne toe groei of toemaak amper. Met 'n omheining of wat ook al. So daar's netwerke van mense wat optel. Hier's iemand wat 'n klein bietjie anders dink en ons presiese resep van wat ons met hom gaan doen, dan kap hulle van. Ek dink daar is vooraf uitgekyk en John het moontlikheid gekry voor die woordfeessaak. Ja. Maar ekskuus as ek dit uit my meer tyd sê, maar jy het ook moeilikheid gekry, Ben. Andries van Aarde het ook moeilikheid gekry. Ek kan vir jou 'n lyste van dominees opnoem. En as ek vir jou een keer raak gesien het, dan sit en wag hulle as dit ware, want almal van ons trap een of ander stadium, trap ons te naby aan daai lyn en dan vra hulle kyk weer en dan is daar 'n beslissing of hy nou gegrond is of ongegrond is. Dan is daar 'n beslissing en dan haal hulle vir jou uit. Hulle hou vir jou fyn dop want jy is een van die spelers wat op per hand rond beweeg. Dis die een ding wat ek wil sê. Die ander ding wat ek wil sê is so ek dink nie daar's noodwendig vir Jean 'n wip gestel nie, maar iemand het hulle self buite proporsie verlustig. Die oomblik toe Jean ek is daarvan oortuig. Daar spanne mense hulle self buite proporsie onbehoorlik. Ek dink jy sou heeltemal reg op werk, dis en ek nou weet ek wat ek die hele studie gaan baie as myne en ek dink dit sluit aan by ons het eensdag 'n gesprek gehad met Ben ook daaroor hoe die hele debat verloop in die kerk dinge verloop. Jy het al baie kere gekry en ons kan nou terug na Johannes die Plessis toe verder. En veral jy kry hierdie golwe in die Engelse kerk. Jy kry met Johannes die Plessis het hy gekom en ongelooflike goed is wat hy gedoen het en gesê het. En dit het net gelyk asof hierdie gap en dis al moeilik. Jy moet vir hom staar. Jy kry dit met wie is die ook geskryf wat later president van Transvaal geword het oor die duiwel. Brand. Nee. Nee, is Brand. Wat gesê die duiwel nie sterk nie. Wat is dit? Ja, dis hy. Wat van moontlik in 'n kamera. Uitsprake wat hy gemaak het, debatte oor die duiwel is sterk of nie sterk nie, hulle het van ons al geraak. Later Johannes die Plessis. Later kom aanhou, dan gaan hierdie ding net oop en dan ek dink jy het korrigeer my, maar jy het eers nog gesê in een van ons gesprekke is as die stroom so oop gaan dan gaan net weer so toe en jy sien dit elke keer. Dieselfde met 2015 se gay besluit. Dit is nou nie 'n breër teologiese debat nie, maar die gay besluit. Die stroom oop gegaan, 2016 weer toe gegaan. Dus so elke keer gaan dit net toe. En dit is asof die kerk dan nie. Ek dink nie my persoonlike sollicitaat is nou gespreek oor sy ek dink nie die kerk kan regtig waar verander want dan sal hy te veel klomp goeders moet prys. Ek sou graag net dit wil gevra waar hier die mag van die kerk vaar. Nie is in persoonlikhede. Ja. Ek sê ek nie 'n groep mense nie. Hoe kan persoonlikhede daai mag besit? Hoe kan hulle eis dit? Ek het dit is net die tweede ding wat ek wou sê wat aansluit daarbey. En dit is die kerk wil graag leef met die of in die kerk wil graag die illusie skep in die samelewing dat almal wat binne die kerk is en ek is nou nie 'n hervormde kerk met 'n ander kerk is, maar dis maar baie dieselfde ding eintlik. 6 van die een en 1,5% van die ander. Maar ons het altyd 'n ding gehad oor die kerk se ethos of oor soos die kerk en saam met die kerk. Ons bely saam met die kerk van alle eeue nou ons geloof. En dit beteken almal daar binne is eenvormig. Almal is nou dis 'n homogene groep. Maar dit is nie 'n homogene groep nie. Daar is daar word verskil van wat jy net gesê het oor die koppie en wat binne die koppie gebeur, dit raak nie eintlik, maar dis nie die enigste koppie nie. Die hele kerk is deurspek van mense wat krities na die kerk kyk, maar steeds lief is vir die kerk. Die kerk is deurspek van mense wat
opgeleide teoloog is en wat kritiese teoloog is en 'n liefde het vir die Bybel en selfs nog 'n funksie vir die kerk sien. En ek praat nie van daarvan dat mense hulle self rad vir die oë draai nie. Mense moet presies weet waarmee hulle besig is en presies die tekortkominge van die kerk ken, maar verstaan dat die kerk 'n spesifieke rol in die samelewing kan speel, maar wat nog steeds krities is daaroor en hierdie mense word geïsoleer deur 'n grys massa rondom hulle wat nie verduur dat iemand 'n ander tipe klankie maak nie. So Jean was essensieel vir my toe hy in die NG Kerk was en daai rol gespeel in die NG Kerk, nie as 'n teoloog nie, maar as 'n verslaggewer. Ek het baie mooi gekyk waaroor hy verslag het. Daar was verskillende soorte goed waaroor hy nie altyd net kontroversiële goed en hy nie net mense deur twyfel na ongeloof gelei. Wat het hulle vir jou gesê? Dit was nie Jean se enigste motief nie. Ek dink nie dit was ooit sy motief gewees nie. Hy probeer om oor alles verslag te doen, ook oor die klein groepies mense wat voel hulle is geïsoleer en daar is iemand anders wat hulle hoor nie. Binne die kerk is daar hordes mense wat voel ek is miskien die enigste ou wat so dink. En daar het Pieter Kraffer sy mond oopgemaak en dan besef mense my wêreld, maar jy's 'n teoloog wat net so dink soos ek dink. En met sosiale media wat ook gedink is nou baie anders. Ek dink die program op Sondag aand maak dit nog duideliker dat daar mense tussen ons as oral mense wat anders dink as die kerk. En dit dink ek is die rede waarom die kerk ondergaan. Omdat daar toenemend en Jean het daai rol begin speel binne in kerkbode. Ek dink nie was sy motief gewees. Jean het nie motief gehad om die kerk te sing of die kerk te of 'n gat in die boot te boor. Dit was glad sy motief nie. Maar nou dat jy kyk agterna na sy programme wat hy nou doen, en daar's geen kwaad geligheid nie, maar om net te wys hier is 'n groter diversiteit. En mense kan daarbey mense kan daarmee tuis voel sonder om bedreig te voel of te dink iemand gaan oor my skouer loer of iemand gaan na my ouderling bel of wie ook al. En dit dink ek is die groot rede waarom die diversiteit gaan maak dat die een kerk die eenheidsideaal van die Afrikaner en daar is in elk geval weg, saam met die nasionale party is in elk geval weg. En dit is waarom die kerk nie sy geloofwaardigheid gaan terugkry nie, want hulle amper 'n vendetta op mense, nie op 'n enkele mens nie, op mense wat dissidente is. Kan ek net sê, Jean wou nooit iemand geloof dat persoon dat my wou 'n kritiese ruimte skep. 'n veilige ruimte waar kritiese gesprek kan wees vir mense wat sukkel. Maar dit is as 'n bedreiging gesien en dit is wat gebeur het. Philip, jy is nou en dan ek wil sommer net vir John vra, as jy nou klomp goeders gehoor, maar John, wat wil jy met die boek sê? Philip, al wat ek wil eintlik sê is om my storie te skryf. Dis hoekom ek reg in die begin ook in die boek skryf, dit is my storie. Ja. Dit is nie, daar's 'n bietjie historiese gegevens en alles, maar dit is my storie met my ervaring vanuit die binnekring uit die kerk, wat ek ervaar het, wat ek met mense graag wil deel. En ek was, en my storie is nie uniek nie hoor, daar is die terugvoering alles by gewone mense. My storie verskil niks van 'n NG meisie wat swanger geraak het vroeër jare en deur die kerk onder sensuur geplaas is nie. Maar niemand, daar's baie sulke stories, maar niemand het daar, hulle het nie 'n stem gehad nie. Ek was in die bevoorregte situasie nie omdat ek is nie, maar omdat ek gewerk het waar ek gewerk het, dat my storie het 'n groter stem gehad om gehoor te word. En daar's baie mense wat my bel, gemeentelede, ex-gemeentelede en dominees wat sê, jou stem verwoord van baie van die goeders wat ek ervaar. En dit is vir my lekker gewees om die boek te skryf, nie omdat dit my storie nie so belangrik nie, want dit is 'n storie vanuit die kerk wat ek dink gehoor moet word. Jy sê maar dan dis die vraag wat ek julle vra, as 'n ou ding doen dan moet jy kan sê maar daar is tog by dit is daar 'n rede hoekom jy skryf. En as die rede is bloot om jou storie te vertel, dan is dit ding dat gaan lees om as dit, nee.
Ek dink as ons praat van daar's 'n subtekst wat sê weet jy wat die kerk is besig om sy moraliteit te verloor of wat ook al. Dis die ding wat ek eintlik vra. Nee, maar jy is welkom om te vra. En omdat ek my werk op 'n omstrede manier verloor het, is daar baie mense wat vir my sê, ja, jy het hierdie boek geskryf omdat jy nou verbitterd is en kwaad is vir die kerk of wat have you. Ek is wel nuttig in die kerk, was kwaad vir die kerk en so wat. Ek het nie probleem met mense wat sê nie, is dit is wat hulle sê. Daar's genoeg mense in die kerk wat nog steeds in die kerk is, wat vir my boodskappe stuur en nie vir die kerk van die VGK en alles wat hy sê, dankie, hy het die boek nie as verbitterend ervaar nie, want ek dink dit is ook kontraproduktief om 'n boek te gaan skryf net omdat jy verbitterd is. Dit was nie die doel gewees van die boek om nou te sê vir die kerk, ja, Jeff, dit is natuurlik lekker om my gemoed af te sê, hier is my storie. Maar die rede of die doel van die boek was nie as gevolg van om nou vir die kerk 'n punt te bewys. Ek sê, dit is ek die boek geskryf het. Nee, ek het maar net gesê dat dit is 'n storie wat moet vertel word en 'n storie wat my allemaal natuurlik nie gaan saamsien. Daar's ander mense wat ander ervarings in die kerk gehad het. Dis 'n wonderlike ervaring gehad het. Ek stel nie die kerk as instituut of organisasie heeltemal af nie. Baie van dog, maar weet se daarvan sê ek af, maar dan die kerk as organisasie nog baie goeie werk het om te doen en goeie werk en vir die godsdienst ook. Al stem ek nie meer daarmee saam nie. En dit is alles deel van gesprekke wat ek nie dink op ons voer. Want dit is waar die hele ding begin in die woord het. Ek wou gesprekke begin voer. Of ons saamstem of nie, dit is nie the point. Ons gaan daai gesprekke, dit gaan moeilike gesprekke wees, maar kom ons voer nie die gesprekke. Ek is al lank al verby, 'n magdom van hierdie geloofsgoed. Nou die dag verlede week ontmoet ek 'n ou in Stellenbosch. Hy was 30 jaar in die tronk. Hy was lid van die 28 berugte bendes gewees. 30 jaar in die tronk, in en uit, in 3 fases, 7 jaar dan uit, dan uit. Die ou het uitgekom, hy is nou diep geloof. Hy sê ook nie, weet wat hy, as ek sy oor die oggend oopmaak, dan sê hy vir meer dan. Ek gaan nie daai, ek luister hom so, dit is vir my interessant om te luister. Ek gaan nie die man onder daai sy voet uitdruk, of hom sê, hier is die tel, jy die kat hier aan die sterk heen. Ek gaan na sy storie luister. Maar, net om daai gesprekke op die tafel te kry en toe te laat, en dit is wat die kerk nie wat toegelaat het in 'n noem het nou maar akademiese of 'n beleese omgewing soos die woordfees nie. Dankie. Ja. John, ek weet ons nou gepraat oor die titel van die boek en dat dit die manier hoe Ben dit geïnterpreteer het nie noodwendig is soos wat dit beplan was nie. Maar wanneer sal jy sê was die laaste keer ons het genoem dat die NG Kerk se moraliteit en sy integriteit verloor het of besig is om dit te verloor. Maar wanneer sal jy sê was die laaste keer wat die NG Kerk dit gehad het? Ek sê. Uit my ervaring, ja, ons kan seker baie lank uit my ervaring uit, ek het dus nou ook al, maar my ervaring was met 2015 besluit. Toe hulle daai baie besluit geneem het, moes ek ek skryf daar in die boek ook, moes ek 'n artikel geskryf vir 'n rapport oor wat die uitkoms gaan wees. En nou op sommige koerante sak ek vir die tydskrif die grootste deel van my artikel al vooruit beplan en gesê raai dit en dit NG Kerk gaan nee sê. En hier kom hulle met hierdie radikale besluit en hulle sê nee maar goed, hulle het nou besluit guys mag trou en dit en dat en so aan. En Pieter Malanus, redakteur van 'n rapport weekliks blad weekliks en ek bel vir Pieter en ek sê Pieter, nou sit ek hier so diep in die luister en ek het 'n artikel vir my klaar geskryf wat nou hy sê ek het uur en 'n half om oor te skryf. En ek het daai hele artikel oorgeskryf en ek het daai artikel oorgeskryf met die opskrif was nog die NG Kerk steek net op die Rubicon oor. En in daai artikel is ek gesê wel ek was totaal verkeerd, hier het die NG Kerk nou weer beslag integriteit gekry en het dapper besluit geneem. Ek het prontuit erken hoe verkeerd ek was en een jaar later neem ek precies die keer. Goed, wie is nog? Ja? Nee, ek wil net, ek weet nie wie hier in hierdie, allemaal wat hier is, wie nog uit vrye wil kerk toe gaan nie, self kerkdienst bywoon nie.
Maar nou ja, ek as oraliste was oralist in al 3 susterkerke en ek het daar maar dieselfde, ek wil vir u sê, daar is nie veel verskil as dit kom by kerkbywoning en die mense wat die ding probeer in die gang hou nie. Ekskuus tog. Maar wat ek sien, die verskillende gemeentes waar ek nou nog aflos as oraliste, dit is die bywoning is die gryskoppe. En as ons vra waarheen moet die kerk, waarheen gaan die jong mense? Ja. Wat is dit wat die jong mense dan uiteindelik wil hê van die kerk? Want die meeste gemeentes is daar wat hulle noem 'n klassieke diens. Dan sing ons nou mooi ons psalmpies en ons gesange en dan kom die ander diens en dan is dit heeltemal 'n ander tipe van diens. Die oralist kan toestaan. Ja, dan moet die oralist, dan loop die oralist. Maar ek wil maar net sê, dis wat ek uit ondervinding sien, dit is die gryskoppe wat nog kerk. Ek baie van daai jongens van die jongens wat nog kerk doen, gaan aan die charismatiese kerk toe. Hulle gaan singvang toe en dan gaan hulle lekker band en So as ons nou praat oor die ondergang, dan weet ek nie as die ondergang dalk al klaar. Want die jong mense wil nie meer in hierdie gestruktureerde manier van aanbidding of lofpryse wat die mense toe kan wees nie. Daar sal iemand voorwaar. Ben ek wil vir jou sê, ek vind as NG lidmaat, alhoewel ek nie meer baie kerk loop nie, vind ek baie sterk aanklank by wat jy genoem het die ondergang van integriteit. Maar dis 'n ding wat 'n verskriklike lang pad kom vir my. As ek dit histories beskou, in 1948 kom die Nasionale Party aan bewind en skielik is dit die Here se wil om te diskrimineer op grond van ras en apartheid is God se wil. In 1994 het ons eerste demokratiese verkiesing en God se wil swaai 180 grade om. Want die wind het nou 'n bietjie gedraai en nou word die seile na die wind gespan. En skielik moet almal handjies vryf en voete was en jammer sê want God se wil het nou verander. En die ding het weer gemanifesteer in 2015 en 2016. Dit was vir my 'n absolute verlore gaan van integriteit. Ek dink die kerk, ek wil net opmerking maak, ek dink die kerk as 'n institusie sukkel geweldig met die konsep van jammer sê. En as ek sê jammer sê, dan is dit jammer ek weet nie. Ek weet nie nou 'n antwoord nie. Wees goed en lief vir mekaar. Maar 'n antwoord word geforseer en ryp gedruk en dan nie soos Koos kom byskryf, maar dan is dit 'n monumentale bolsa. Eerder as om net terug te staan en te sê jammer ek weet nie. Kom ons hê net geduld met mekaar. Kom ons loop die pad. Kom ons kyk mekaar in die oë en ons voel saam ons pad deur hierdie duisternis waarop ons nie die antwoorde het nie. En ander ding wat die kerk natuurlik so net op daarna verwys dat die kerk geweldig mee sukkel om jammer te sê, jammer ek het droog gemaak. Jesus, weet jy, ek het nou hierdie bal laat val. Dit was verkeerd. Ek het herbesin en nee, dit werk nie. En dan net 'n laaste gedagte. Bertus het daarna verwys, Jean het daarna verwys, die hele klip in die skoen ding. Iets wat 'n bietjie emosionele volwassenheid vat is om te besef dat een van die hoogste vorme van lojaliteit is kritiek. As 'n ou vere voel vir 'n saak of 'n instansie, gaan hy nie krities wees nie. Hy gaan net sy rug draai en wegstaan, wat baie mense doen. Maar vir al die kerke, jy kan dit deurtrek van gemeente tot synodale, wat moeilike vrae vra, wat kritiese vrae vra, word hulle afgemaak as dissidents, rebelle, wat ook al. Maar eintlik vra hulle daai vrae omdat hulle 'n gevestigde belang het by daai organisme en hulle wil dinge graag beter hê. Hulle is nie moeilik om dwars te wees nie. Hulle stel werklik intens belang, maar dan word hulle die deur gewys en dan word 'n koue skouer gegee.
En dis 'n groot stuk hartseer vir my, want dit is tipies. En dis het ook nou daarna verwys dat dit maar 'n goue draad is wat deur al die susterskerke loop. Maar ek dink dis baie Kritiek is vir my 'n hoë vorm van realiteit. jy wil iets beters. Wil jy Ja, asseblief. asseblief. Ekskuus tog? Ja. Ja, ek sal gou wees. Nee, kom maar dan. Daar is veel gevra as jy die boek geskryf het en wat jy daarmee probeer bereik het. Nou, ek het nou ook 'n idee oor, maar ek sal graag wil hoor wat jy daarvan sê. Ek sou sê, na jou traumatiese ervaring was die skryf van die boek 'n manier om afsluiting te kry. Om die storie te konstateer en dit agter jou te sit. En dan die tweede ding is, waar daar gepraat word, maar dit is 'n klein storm in 'n teekoppie en so aan. Ek dink dit is so nie. Want ons is almal produkte van ons geskiedenis. En ek dink dit was baie belangrik wat jy gedoen het om die data, die feite in 'n boek te stel. Want dit is inligting. Dit is goed wat toekomstige navorsers kan gebruik. Ek het nou 'n tyd gelede afgekom op 'n ou kopie. Dit was iemand se eindthesis gewees en dit het gegaan oor die vertaling van die Bybel in Afrikaans wat toe gelei het na die 1933 vertaling toe. En vandag aanvaar ons almal daai Bybel. Ek verkies hom as die Bybel vir my. Maar as jy daai boek gaan lees, dan sien jy hoeveel tekenkante daar was. Ja. Hoe professore op Stellenbosch gesê het, maar Afrikaans is glad nie 'n taal wat jy hierdie hoë ideale in moet verwoord nie. Afrikaans is net te arm, jy kan nie dit doen. En as ons nie daai optekening gehad het en daai geskiedenis nie, dan kan jy eintlik nie gaan terugkyk om te sien hoe al die goed gebeur het. So my idee is dat jy afsluiting gekry het en die tweede punt is jy het inligting daar beskikbaar gestel wat in die toekoms gebruik sal word. Ja, nee, absoluut. Nee, dit is inderdaad so. Dit is heel veel lekker ding. Ek dink dat in die resensie met André Baart geskryf het en ander ook dit genoem, selfs met die Vrystaat uit het gesê, daar is data. Ek weet dat mens gaan saamsien of nie, maar dit is geskryf. Dit was vir my lekker. Ek sê, hier is my verhaal. Dit is geskryf. Dit kom uit die lys en dit kom uit maar dit is daar en dit is wat mense daarmee maak. Dit is irrelevant, maar dit was 'n lekker deel van wat ek gesê het. Dit is geskryf en daar staan. Ja. Jurie, ek wil net hoor, wat was daai term wat jy gebruik het? Minister van jou eie? Hoe dan? Jy het so mooi ding gebruik, jy het gesê minister van jou eie, toe jy gesê het oor jy die ding geboekstaaf, jy geskiedenis geskryf. Nee, toe maar. Dit was net so mooi. Ek wil net 'n opmerking maak, eers het ek nou 'n vraag vir die en Donald Trump dink hy het fake news uitgevind. So net dit en Jan, ek wil net vir jou vra, hierdie hele proses waar jy nou begin het in 2012 en tot waar jy vandag is, hoe het hierdie hele situasie bygedra? Waar was jy ten opsigte van Christendom en ten opsigte van die kerk en ten opsigte van geloof? Dis 'n persoonlike vraag, jy hoef nie te antwoord nie by nie. Waar was jy in 2012 en hoe het hierdie situasie jou beïnvloed en waar staan jy vandag? Nee, dit is my natuurlik beïnvloed. Ek het al voor 2012 mense begin vra, maar vir my is mense heeltyd al op 'n reis, 'n geestelike reis. Ek staan vandag verder weg van geloof en God as wat ek in 2012 en 2013 gestaan het. En dit het 'n invloed op, uiteraard het dit 'n invloed op my lewe gehad, want dit het my ontligter oor hoe die kerk dink. En dit het my meer kritiese vrae laat vra. As jy vra waar staan ek vandag? Ja, hoe antwoord ou dit nou in 'n paar sinne? Baie verder as waar ek toe was. Ek is nou op reis, ek is weg van die kerk af. Ek dink nie, ek weet nie. Jy weet nou kom 'n ou by definisies binne Esterhuis en homself 'n Christen, niemand lus ek nie is.
Christen nie, maar ek is weg van dogma en daai goeders. Ek verkies om my eerder nou te verwonder aan die misterie waaraan wetenskaplikes hulle ook verwonder. Die groot misterie. En die groot misterie beteken nie 'n God of 'n deity, maar daar's 'n misterie daar buite wat niemand kan pyl nie waaraan wetenskaplikes op die misterie is. Ook nie die wetenskap nie, want wetenskap is nie die misterie, maar die misterie is daar. En om meer te bekommer oor die hier en die nou en hoe ons met mekaar as mense saamleef. Dit is vir my die belangrike ding. Nie God en gode en belydenisskrifte en kerke en dogmas nie. Jean, ek is baie nuuskierig. As jy nou vir jou boek self 'n titel moes gekies het. Wat sou jy gekies het? Ek het weet jy wat, ek het nie 'n klou nie, want ek het nie daaraan gedink nie. Aan die einde van my manuskrip, weet jy wat, daar was een, wat was dit? Ja, een was iewers, een titel in my kop was Tot ziens my kerk. Zoiets. Dit was dit. Tot ziens nou weer Ek wil net graag, ek weet nie of dit dalk die laaste vraag is nie, maar Ek dink ons maak is nie, of nog die laaste ene af. ek wil net die volgende stelling maak in John en Ben se reaksie daarop hoor. Dit is vandag die 210ste verjaarsdag van ons geliefde groot wetenskaplike van die vorige eeu wat eintlik tot 'n groot mate die hele Christen verhaal op sy kop gekeer het. Charles Darwin het gekom en gesê as 'n klomp bog hierdie dat die mens geskaap is in 'n paar dae en die hele Adam en Eva verhaal op sy kop gekeer het en wat eintlik in effek meebring dat die hele sondeval van Eva 'n bolbog is. En die sonneval van Eva. Wat van Adam? Okay. Eva was eintlik die skuldige een, maar laat ek dit so stel. Die hele sondeval is 'n klomp bog. En eintlik wat John gedoen het met sy vrae wat hy by die woordfees wou vra is hy het so 'n bietjie getorring aan hierdie vaste waarhede. Is die dood in die pot vir die NG Kerk, vir alle kerke eintlik nie, maar die wetenskap? Ja, waarskynlik. Ja, ek dink absoluut so. Ek bedoel, hoe meer is hier moet in 'n opvolgesprek oor elke slag wat die wetenskap met 'n nuwe ding vandag kom, dan kom die kerk agterna en dan haak hy daarby aan. Dit is nooit die kerk wat eers die ding sien, die wetenskap kan nou mos maar teruggaan van die aarde, van die son raai en alles of wat ook al ons kan dit gaan nie lank wees oor die hele homoseksualiteit debat nie, waar die kerk ook gaan bykom, die aarde rond is of plat is, die hele gender kwessie, al daai goeders in die wetenskap al gesien, en dan kom die kerk, nadat die meeste, gaan goed met goeders soos dans op Sondagskool, dit was nie die kerk wat eers gesê het, dans is nie meer verkeerd, nie, jy kan maar dans of jy mag maar Sondagskool, nadat die gemeenskap het aanvaar het, kom die kerk sê, oeps, ons is nou 'n stapie agter, nou gaan ons aan. So die kerk het nooit voorgeloop daar. Dieselfde met die wetenskap het die dissipline wat voorloop, en omdat die wetenskap homself laat korrigeer, kan hy sy posisie verander, maar die kerk korrigeer homself nie, hy sit vasgevang in sement, in sy belydenisskrifte en so voort, en dit is die dood in die pot van die kerk. Ben, wat sê jy? Dit is meer kompleks as dit. Ek dink dat, en ons hou nie van kompleksiteit. Dis een van die probleme hoekom godsdienste nog voortbestaan. Dit bevredig die mense sug na eenvoud. Jy wil net eenvoudig glo. Jy skort jou kritiese denke op en jy wil jou net oorgee. Asseblief, ons het nie reg, die lewe is te ingewikkeld, hoekom moet ons nog hê? Kom ons kyk hier na die eenvoud. Dis die inkeer na binne, dit is waar met die NG Kerk besig is met sy spiritualiteit fokus nou op Wellington. En ek is daar vocal, ek is nie bang om te sê. So ek dink dit is ingewikkeld die hele storie dat en as jy nou luister wat ook soos Yuval Harari ook sê, hy godsdienst ons gaan nie as sonde wees nie. Op 'n manier al is die wetenskap hoe eksplisiet en hoe duidelik,
gaan dit nie godsdiens van die tafel af. Baie dankie. Nou Want daar is die goed is net heeltemal te kompleks in verskillende dele van die wêreld wat ontwikkel. Maar dan dit bepaalde konsepte wat binne godsdiens gevestig is, gaan uitdaag. En vir mense ontstellend gaan wees, tegelijkertijd en bevrydend. Dit is so, dit hang af van die eie geskiedenis. En ek net vraag vir dan vra Ben, maar onderskat jy nie jou mense? Ek onderskat hulle nie, want hier hoekom? Kom ek sê nou vir jou. Die kerke wat vandag groei, is die fundamentalistiese kerke en dit is jong mense. Hulle groei enorm. En dit is standhoudend en dit skuif, daar is heel, dit gaan oor sosiologiese faktore, dit gaan oor psigologiese faktore. Daar is baie wat hier geskryf is, 'n ongelooflike boek. Ek het gelees al. Peter Watson geskryf The Age of Nothing. Waarin jy presies sien dat die opkoms van die modernisme in die wetenskap het ons sy eie vakuum geskep. Wat weer eens gevra het na 'n invul daarvan deur een of ander spiritualiteit. En dit gebeur daagliks terwyl ons hier sit en dink ons beleef bevryding na 'n bepaalde kant toe. Is daar op hierdie stadium groepe mense wat in bepaalde dele van die wêreld na 'n ander kant toe skuif. En daarom dink ek nie, dit is dis 'n illusie om te dink dat die wetenskap van uiteindelik die dood in die godsdiens se punt is. En ek is baie jammer vir jou stelling, want ek sal graag met vat. Ja, maar sy vraag, ekskuus, die laaste ene. Ja, asseblief. Elker, asseblief. Ja, ek wil net graag weet, want dit kan ook 'n baie onkundige vraag wees. Wat het jou aanvanklik laat besluit om by die kerkwoorde te gaan werk? Oh. Dat was nie 'n job vir my gewees. Hy het 'n rukkel gevoel. Ja, wie miskien op 'n agtergrond selfs 'n stadium wat ek tussen werke was, ek skryf 'n bietjie daaroor om te koop by biblioteke vir daai kry ek net daaroor lees, maar ons kan na die tyd daaroor gesê ek wil nie net die mense boor daar nie, maar dit is 'n baie interessante vraag. Koop jy boeke vir is dit wat is dit? Nee, maar dit is 'n baie geldige vraag. Ek vra vir vandag vir myself, ek wil nog moet 'n glas wyn gedrink, die heilige redakteur van Kerkwoorde is Louis Skooman, want ek wil bitter graag vir hom sê, liewe donderle, hoekom het jy by Kerkwoorde gaan werk? So, dit is 'n baie geldige vraag, maar dit is nog wel 'n langer antwoord. Ek wil net afsluit van my kant af. Hier is baie gesê vanaand oor integriteit. Groot deel van hierdie gesprekke gaan oor integriteit. En ek dink dit is vir my belangrik, want hierdie gesprekke en wat Ben vroeër vanaand gesê het van hierdie storm en die teekoppie is tog ook belangrik. Want hierdie goeders gaan oor meer as dit. Dit gaan oor integriteit op 'n breër vlak. En ons bring dit nou in verband met die kerk, maar dit gaan oor integriteit. Integriteit oor die kerk se gebrek daaraan, of wat hy wil voorgee daaroor, of die ANC se, en ook oor ons as mense se integriteit of gebrek aan integriteit. Ek dink wat almal van ons leer maar ietsie van integriteit by ons mentors en so aan. En wat ek hoop integriteit is geleer by mense soos P.G. du Plessis en Harold Papenburg. En ek wil net graag so, dit is een wat sy met ek voorleer, dit is nie my wysheid, dit is P.G. du Plessis, en toe hy weg is by Hoofstad as redakteur, het hy vir ons 'n afskeidsbrief geskryf oor sy ervaring van joernaliste. En het gesê joernaliste en koerantbestuure, verspreidingsmense en advertensieouens was vir hom 'n spesie wat so seker so half beskryfbaar is as die koerant subspesie van Homo sapiens. Erns in die stam van die primate, het hy gesê. En dan kom hy met ietsie waar hy vir my iets skryf oor integriteit van gewone mense, wat hy sê, toe hy die dag loop. Maar lig jy daardie agterstewe, dan is dit minstens 'n ryker agterstewe, as die een wat jy aanvanklik met meer idealisme as voorkennis in daardie einste stoel kom neersit het. Niemand kon volgens hom die versamelbak van soveel probleme wees, soveel by besturing neel, soveel hande in die lug opgooi, en soveel met ministers en die bankie te doen kry, sonder om 'n beter mens te wees as hy daar uitkom nie. Jy weet meer van daardie dinge na die tyd.
Want jy het daagliks gesien hoe die aktuele dinge in die oog van die gemeenskap leef, net om ewe vinnig te verdwyn. Dis jou job om van die dinge te weet. Jy weet ook meer van mense, die wat van hulle goeie naam en hulle publisiteit leef, die wat die openbare lig vrees, en die wat daagliks sommer ergens voor die noodlot, die geweld, die geheime begeertes van die binnekant, seer kry en seer maak, ondergaan en opstaan, strewe en ontken, sleg is en erken, ensovoort. En met die tyd behoort jy tot die subspesie, wat dalk te veel kennis het van die donker en ligte aard van die spesie. Hy het die manier waarop journaliste hulle dagtaak verrig het so opgesom. Jy sien hoe journaliste dit verwerk. Cynisme, te veel drank en vegkop en die hoekie, te veel redelose planne vir die wegbreek, te veel maklike oplossings na 4 doppe. So hier en daar gryp een 'n mystiek, 'n bygeloof en 'n geloof aan. Die probleem is, jy kry hulle lief, die goed wat journaliste het. Wat in hulle kennis, hulle storie gejaag, hulle verwerking van die dinge wat hulle beleef, sê daar baie moois van wat menswees is. Die sin van die redreis dood toe. En jy kry 'n nuwe vertroue in hulle. Nie in wat hulle weer gaan aanvang nie, maar dit is baie dieper. Dis mense die wat jou as die werklike ellende kom, soos kanker, skandale, bankrotskap en die ouderdom, nie gaan drop nie. En dit is die grootste vertroue wat jy kan hê. Om iemand met jou persoonlike magteloosheid, wanneer dit kom, te kan vertrou. En dit glo ek van journaliste. Die dat ek lief is vir die spul, want net hulle oppervlak is lui, skurf en sinies. Hulle professionele gevoelloosheid is 'n masker. PG het gesê hy sal 'n joernalis met sy lewe vertrou, maar verdomp nie met môre se soberheid nie. Werk dit uit. Dit werk, want dit is 'n lewenswyse gepier tot die dinge wat regtig saak maak. En dan laaste, al wat hy so op die afskeid gevra het, was dat ons kolomme tog sag sal wees oor sy moontlike mislukking. En baie lui, 80% lui, as daar dalk sukses is. En ons skryf in die laaste paragraaf. Maar oor my moet julle nie twyfel nie, het hy gesê. Ook nie oor my liefde nie. Soos julle my, so sal ek julle nie drop nie. En as ek nie meer verder kan nie, gaan ek julle kom roep om te kom help. Nie die skynheiliges buite in die establishment nie. Julle. En julle kan my ook maar roep. Want iets van julle dieper lewenswysheid het ek wel opgetel. En vir sy opvolger het hy die volgende raad gehad. Vertrou joernaliste met jou lewe, maar nie met jou vrou, jou meisie, jou dogter of jou geld nie, maar met jou lewe wel. Dit is welkom om nog al vrae te vra, denk jy iets uit te los te doen. Dis wel. Goed. In 1975 en Jean het antwoord in sy boek daai ongelooflike woorde van Breitenbach. Dat ek graag julle in die oë kyk en sê mag die bome groen bly en die sterre wit. En mag daar altyd mense wees en ek dink dit is die punt wat ons vanaand maak, wat mekaar sonder skaamte in die oë kyk. Want die lewe is 'n asemblank en die sterre op die ander plek donker. En ek dink dat ons wil baie dankie sê vir hulle. Ek gaan nou sommer vanaand vir Jean en ek kom die dit sê. Op die verkeer. Baie dankie vir jou. As jy op 'n Sondagmiddag af sal jy jou volhuis koers drink. En weet omdat jy so 'n pragtige jy is amper deel nie maar nie gesprek baie